Die pragtige Groerlaan hier binne in Parys, binne die Vredefort koepel, al langs die rivier. Die Groerlaan, dink ek, word geag as die deel van Parys wat nou statige wonings het, groot, pragtige plekke hier langs die rivier. Natuurlik met 'n uitsig wat nie altyd wonderlik is nie. Dit hang nou maar af hoe is die tuindienste. Ek het opgemerk al hier in Groerlaan dat daar's van hierdie mense wat oor kan die pad al skoonmaak, nie net hulle eie sypaadjie nie. Hier kom Johanna straat af. Hy loop nou so reg af teen die rivier. Johanna, en dan is dit natuurlik Groer wat so effens kronkel langs die Vaalrivier. Pragtige stukkie roete paadjie, noem dit wat jy wil, om te stap. Natuurlik rustig elke dag. Hier's nie veel beweging nie want dit is op die kant van Parys, so aan die weste kant. Dis nie dat hier nou groot aktiwiteite is nie, behalwe vir die gasthuise en die wonings. Ja, hierdie ouens wat hier ontwikkel het natuurlik lang voortydig geweet dat dit 'n goeie belegging sal wees om in Groerlaan of hierdie deel van die dorp te belê, want ek dink persoonlik, dis die mooiste deel van die rivier uit die dorp uit natuurlik. Aan die ander kant van Koller, daai groot skeidingslyn as jy wil, is dit dan na Mimosa se kant toe en Boomstraat, Oranjestraat reg daar in die ooste van Parys hier langs die rivier af. Maar ja, soos ek sê, hierdie is die weste deel. Jy kan baie gemaklik net sommer hier kom verbyry en kom beleef. Groot grasperke, weer eens nie altyd wonderlik in stand gehou nie. Dit is maar die munisipaliteit se verantwoordelikheid. Maar ja, ons weet nou al dat 'n mens moet nou nie 100% reken op die plaaslike owerheid om die ding soos tuine en daai klas van goed in stand te hou nie. Dit gebeur net nie. Mens kyk na hierdie klas van dinge en dan sê jy vir jouself, of ten minste ek sê vir myself, ja, mens moet dit aanvaar. Dit is hoe dit is. Na al hierdie jare, daar's 'n sekere goed wat mense kan doen en dan is daar sekere goed wat hulle net eenvoudig nie kan doen nie, of ek wil amper sê nie wil doen nie. Dit is nou maar hoe dit is. Kyk nou, hierso is nou 'n pragtige stukkie grasperk om heerlik op te kom wandel en dan die natuur te beleef. Majestueuse granietrotse binne in die val. Dis verskriklik lekker om 'n idee te hê, die geskiedenis, waar kom dit vandaan? Hoe het hierdie ontstaan? En dan dit te beleef deur fisies te loop. So ek wil nou nie 'n uitnodiging rig nie, maar ek dink dit sal gepas wees om te sê, as jy in Parys kom, bring daai stapskoene saam. Kom loop 'n draai, kom voel, kom ervaar. Dit is die maklikste manier om regtig te beleef wat Parys het om te bied. Gasthuise natuurlik, hierdie deel van die dorp, baie gewild. So neem notisie, as jy sien daar's 'n plek en die adres sê Groerlaan, dan weet jy sommer voortydig dat jy in 'n baie aangename omgewing gaan wees